Goeiemôre broeders en susters en kinders, vooraf enkele afkondigings. Die kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid. By die deure is dit vir die proponente hulpfonds, soos ek verlede Sondag gesê, dit is vir mense wat klaar gestudeer het om 'n dominee te word, wat wag vir 'n beroep, en dit is dan om hulle te versorg daaruit, hulle in hulle huisgesinne. Ek dink daar's op hierdie stadium 5 sulke broeders wat afwagtend is vir beroepe. Dan volgende Sondag is dit die Emeritaatsversorgingsfonds waarvoor ons deurkollekte sal gaan. Dit dan wat ons afkondigings voor die diens betref, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Psalm 67. Ons sing die eerste en die tweede vers, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ons o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn laat die weer weldadig ons koster. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons vanoggend na die wet van die Here geluister het en ons geloof saam kon bely in die 12 artikels, gaan ons vanoggend direk na die wet Skrifberuiming 12:3 sing. Dis ook 'n beruiming van die Nederlandse geloofsbelijdenis se eerste artikel. Maar kyk mooi wat ons daarin bely. Ons bely daarin dat God die bron is, die fontein is van alles wat goed is in ons lewens. En dis juist hoekom ons ook vanoggend luister na die wet van die Here, want ons weet, daarin kry ons ook die riglyn wat God vir ons gee, die gebod wat God vir ons gee, waaraan ons eie goeie werke kan meet. Maar wanneer ons na ons eie lewens kyk, so bely ons dit ook in die katekismes, dan sien ons dat selfs ons beste werke, ons beste bedoelings nog steeds ver te kort skiet wanneer dit gemeet word aan die 10 gebooie. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons altyd sal onthou dat ons belydenis loop saam met die wet van die Here, want ons het dit so pas bely, ons glo in Jesus Christus, wat in ons plek deur Pontius Pilatus ter dood veroordeel is, wat selfs die angste van die hel in ons plek gedra het, met ander woorde, die oordeel van God oor ons sondes gedra het, wat gesterf het, sodat ons nie hoef te sterf nie, sodat ons vandag kan sê, ons glo in die vergewing van ons sondes, ons glo in die ewige lewe. So kom ons luister vanoggend dan met dit in ons gedagtes na die wet van die Here, en dan luister ons daarna, sodat ons elkeen ook na ons eie lewens kan kyk, en kan vra dat die Here ons sal help om te gaan leef, volgens dit wat ons hier ook hoor. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sit so en ons sing saam Skrifberuiming 12:3, albei die verse waarna ons saam sal bid.
Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. O Vader in die hemel, so het ons vanoggend se erediens ook begin met 'n belydenis dat ons na U toe opkyk. En so kon ons dit nou ook saam bely dat U onbegryplik groot is. Maar tog kon ons ook saam bely dat U in die grootheid, U almag, U alwetendheid, U goedheid, ons sondaar mense nie net liefhet nie, maar ook gered het. En dat U vir elke een van ons 'n nuwe lewe gegee het. Ons bely vandag ook dat ons nog in daardie lewe moet groei tot volwassenheid. Dat ons eintlik maar nog kinders in ons geloof is, wat totaal en al van U liefde en U sorg afhanklik is. Daarom kan ons nie anders as om ook te vra dat U ons ook vandag sal voed met die brood van die ewige lewe, ja, met die evangelie van ons Here Jesus Christus, sodat elkeen van ons ook met nuwe hoop en nuwe dankbaarheid vandag hier kan uitgaan. Dat elkeen van ons ook in alles wat ons dink en sê en doen in die week wat voorlê, U naam sal verheerlik. Daardie afhanklikheid wat ons bely het, ook sal uitleef. Ons vra dit want ons weet ons is sondaar mense wat in alles deur U genade lewe. Daarom dank ons U vanoggend ook vir alle goeie gawes wat ons uit U hand ontvang. Ons weet U sorg vir ons na die liggaam en na die gees. En daarom kan ons aan U troue Vader sorg opdra, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat bekommerd is, elkeen wat weens hulle ouderdom verhinder word om in hierdie voorreg van 'n erediens te kan deel. Troos ons almal met die wete dat daar niks is in die skepping wat ons van U liefde kan skei nie. Niks is wat die band van liefde wat daar tussen U en ons en onder mekaar is, kan breek nie. Ons bid ook vandag nie net vir onsself nie, maar ook vir ons land, ons regering. Ons weet ons gaan ook 'n verkiesingstyd in die volgende paar maande en ons sien dit, ons hoor dit. En daarom wil ons daarin ook vra dat U ons genadig sal wees met die belydenis, ons Here Jesus Christus is die koning oor die koning van die aarde. En dat U self ook die een is wat voorsien op daardie gebied. Ons vra ook dat U met die kerk oor die wêreld heen sal wees. Ons dink in besonder aan hulle wat in vervolging leef. Ons dra elkeen aan U Vader sorg op. En dit bly ons gebed in alles wat ons doen. Laat U koninkryk kom. Laat U heerskappy sigbaar word in ons lewens, in ons gemeente, in die kerk, ja oor die hele wêreld. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan vanoggend luister na 'n bekende gedeelte, Genesis 12 vers 1 tot 9. En ons weet dit is waar Abraham geroep word
En ons gaan vanoggend aan die einde stil staan by 2 verse. Ons kan dit op die bord vanoggend saam lees en die 2 verse is ook daar geonderstreep. Want gewoonlik staan 'n mens stil by Abraham en wat hy prys gegee het en wat die Here vir hom beloof het en die verbond wat die Here met hom sluit. Maar vanoggend gaan ons aan die einde van die hoofstuk stil staan by 2 gedeeltes wat ons gewoonlik nie doen nie. So kom ons luister saam. Genesis 12 vanaf vers 1. Die Here het vir Abraham gesê: Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Vanoggend dan daardie 2 gedeeltes waar daar staan Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het, en dan ook in vers 8 daar by Sichem daar of by Bethel daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Vanoggend daardie 2 gedeeltes. Maar voordat ons met die prediking voortgaan, kom ons sing eers saam 'n psalm, net om die wil te doen, soos in die boek dit klaar van my geteken staan. Dit wil ek Heer van ganse harte soek. Geen gawe of offerhande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. Kom ons sing saam Psalm 40, die 3de en 4de vers, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
Vanoggend se tema vir die prediking is eintlik 'n vraag. Hoe reageer jy op God se genade? Hoe reageer jy op God se genade? Anders gestel kan mens ook vra, wat is jou antwoord op God se liefde in jou lewe, op God se beloftes, op God se seën in jou lewe? Miskien meer prakties, wat doen jy as daar iets groots in jou lewe gebeur het en jy weet, dis God wat dit in jou lewe bewerk het? Nou vir baie mense het godsdiens net 'n deel van hulle lewe geword, iets wat hulle iewers moet inpas binne in hulle gewone roetine, binne in hulle dagboek. By baie mense word godsdiens eintlik gebeure vir Sondag. Dalk word dit beperk tot 'n erediens op 'n Sondag. Of dalk vandag gebeur dit ook hoe jy daardie spesifieke Sondag gevoel het. Dan praat 'n mens nie oor meer as een erediens eers, soos ons het 2 eredienste nie. Nou is 'n belangrike rede hiervoor, broeders en susters, want ons lewe in 'n tyd wat die slim mense die post-Christendom noem. Nou ek dink dit sê klaar vir 'n mens dat ons lewe in 'n samelewing wat los word van Christus, los word van God. Waarin godsdiens gesien word eintlik as iets wat jy doen met doop, met troues of begrafnisse. Waarin kerke, soos ons gemeente self ook, gesien word as 'n diensleweringsorganisasie wat 'n diens aan jou of aan die gemeenskap moet lewer. En ons hoor hoe mense oor die kerk praat. Mense praat oor die kerk asof ons self nie deel van die kerk is nie. Dat ons nie self die kerk is nie. Mense hoor so baie keer, die kerk het nou weer dit gedoen, of die kerk het nou weer dit gesê. Al die skuld vir dinge wat verkeerd loop, word voor die deur van die kerk gelê. Mense gaan so ver as om hulle self los te maak van geloof. Of los te maak van die kerk. En maklik kan daar gesê word, geloof is 'n saak tussen jou en die Here, en hoe jy oor die Here dink, hoe jy oor die Here voel. Ons almal het dit al gehoor. En dalk is dit vanoggend vir ons 'n donker prentjie of 'n somber prentjie. Dalk sit ons hier en ons dink die dominee oordryf 'n bietjie. Dalk dink ons hy preek nou vir verkeerde mense. Tog is dit juis die prentjie, broeders en susters, wat 'n mens sien as jy na die wêreld om ons kyk, en baie keer as jy na jouself kyk. Die manier waarop ons geloof uitdrukking gee in ons dag tot dag bestaan. En nie een van ons kan vanoggend by die 2 vrae verbykom nie. Op watter wyse druk jy jou geloof uit? Hoe reageer jy op God se genade? Nou wonder ons seker, hoe wil die dominee nou vanoggend hier vir ons sê? Wil die dominee hê ons moet meer kerk toe kom? Wil hy vir ons dalk sê ons moet meer geld vir die kerk gee? Wil hy dalk preek en sê ons moet meer betrokke raak by aksies en dinge by die kerk? Dis alles goeie gedagtes, broers en susters, maar ons moet baie mooi luister. Want al hierdie dinge is baie belangrik en dis 'n praktiese voorbeeld van hoe jou geloof uitdrukking vind. Maar dis nie waaroor dit gaan vanoggend nie. Want 'n mens kan al jou geld gee, jy kan elke Sondag 2 keer in die kerk sit, jy kan elke dag jou Bybel lees, jy kan jouself, jou lewe prys gee. Maar die vraag waaroor dit gaan is, hoekom? Hoekom doen jy dit? Hoekom? Is dit dalk 'n gewoonte? Is dit dalk 'n tradisie? Of is dit 'n werklike reaksie op die Here se genade in jou lewe? Hoekom doen jy dit?
Miskien kan 'n mens dit anders ook stel en vra, is dit 'n altaar wat jy vir die Here bou, of is dit 'n altaar wat jy vir jouself bou? Herman, asseblief. Hy luister so, hy druk nie die knoppie nie, want ek kyk my so uit. Is dit 'n altaar wat jy vir die Here bou, of is dit 'n altaar wat jy vir jouself bou? En juist daarom moet ons vanoggend verstaan waaroor dit gaan, want dit gaan oor 'n altaar. En ek dink nie ons weet altyd mooi wat 'n altaar is nie. Miskien kan mens vir die kinders sê, dis eintlik maar 'n klomp klippe wat jy op mekaar sit en dan staan daar so 'n tafeltjie voor jou. Baie eenvoudig. Klippe wat jy op mekaar pak, dan jy op die ou einde gelyk oppervlakte, so 'n tafel wat daar staan, waarop jy dan goed kan doen, waarop die mense in die ou tyd hulle offers neergesit het en dit aan die brand gesteek het. Baie tasbaar, baie fisies. Maar vandag ken ons dit nie meer so nie. Maar dis 'n belangrike woord as jy die woord altaar hoor. Want in die Bybel word dit net in die Ou Testament reeds 400 keer gebruik. 400 keer in die Ou Testament en 'n hele klomp kere ook in die Nuwe Testament. Maar wat belangrik is, die altaar is gewoonlik gebou om offers te bring aan die Here. Dit het betrekking gehad op mense se reaksie op die Here se aksies in hulle lewens. 'n Mooi voorbeeld is Noag. Wat het Noag gedoen nadat die ark op droë grond gaan staan het, hulle uit die ark uitgegaan het en die Here vir hom die verbond gegee het in die reënboog? Hy het 'n altaar gebou. Abraham, hoor ons ook hier, bou 'n altaar direk nadat die Here aan hom in Kanaan verskyn het en vir hom gesê het dat hierdie hele land aan hom en sy nageslag behoort. Daarna, so sien ons, het hy oral waar hy gaan kamp opslaan het, 'n altaar vir die Here gebou. So kan 'n mens in Genesis verder gaan lees. Isak doen dit, Jakob doen dit ook. Later die volk Israel onder leiding van Moses in die woestyn, elke keer as die Here aan hulle verskyn en sy verbondsbeloftes bevestig of herhaal, dan bou hulle 'n altaar vir die Here. By al die plekke waar hulle in die woestyn gebly het en waar die Here aan hulle verskyn het, of waar hulle die Here aanbid het, bou hulle 'n altaar. Later in die Ou Testament, wanneer Gideon in die tyd van die rigters ook 'n godsverskyning ontvang daar in die Parskyp, wat doen hy daarna? Hy bou vir die Here 'n altaar. Dawid, wat doen hy as hy en die volk onder die hand van die Here lei vanweë sy eie sondes? Wat doen hy? Hy bou ook 'n altaar vir die Here. Daarom die vraag, waaroor gaan dit by die bou van 'n altaar? Hoekom het hulle die altaar gebou? Dit gaan oor, kom ons sê maar wat dit is in moderne taal, dit gaan oor kommunikasie, dit gaan oor kommunikasie met die Here. Die leidraad word telkens gegee daarin dat die gelowiges elke keer 'n altaar bou in reaksie of in antwoord op 'n handeling van die Here of die beloftes van die Here in hulle lewens. So die bou van die altaar was dus 'n manier waarop 'n gelowige met God gekommunikeer het. Die bou van die altaar vir die Here, so sien ons in Abraham se geval, gaan gepaard met die aanroeping van die naam van die Here. Met ander woorde, saam met sy gebed. Nou Calvin het nogal baie sterk hieroor te velde getrek of hieroor geskryf. En hy het gesê 'n mens sou kon vra, is dit altyd regtig nodig gewees om 'n altaar te bou? Hoekom moet en hoekom wil Abraham dit doen? So kan ons vanoggend vir onsself ook vra, is dit regtig nodig dat ek kerk toe kom, dat ek deelneem aan die eredienste in die gemeente? Dalk het uitbrei, is dit regtig nodig om 2 keer op 'n Sondag kerk toe te kom? Is dit regtig nodig dat ek my dankoffers bring? Is dit regtig nodig dat ons moeite doen om kerkgeboue op te rig en in stand te hou?
Is dit regtig nodig dat ons aan 'n sekere gemeente of 'n sekere kerk behoort en dat ek daar inskakel en my, kom ons sê dit maar, my gewig daarin gooi, my deel doen? Is al hierdie dinge regtig nodig? Nou Calvin het dit mooi opgesom toe hy gesê het, vra iemand vir my of Abraham nie die Here sonder die altaar kon dien nie? Dan sê hy sy antwoord dat die inwendige diens van die hart nie genoeg is nie, as die uitwendige belydenis voor die mense nie daarby kom nie. Hoor mooi, mense geloof is iets wat in jou hart lewe, dis iets baie persoonliks. Maar uit hierdie wortel van geloof in jou hart, groei daar altyd 'n boom wat vrugte dra, sê die Bybel vir ons. So die altaar is niks anders nie as 'n teken van dankbaarheid. Die altaar wat Abraham bou is 'n teken van dankbaarheid. Die altaar was in die Godsopenbaring gegrond gewees en mag nooit losgemaak geword het van die Godsopenbaring nie. Want dit het gegaan oor die dien van God wat homself aan Abraham geopenbaar het. Die altaar was dus niks anders nie as 'n uitdrukking van wie die Here is wat hy dien. 'n Geloofsbelydenis, 'n reaksie op God se aksie in sy lewe. En so belangrik was dit vir Abraham gewees, dat hy oral waar hy gekom het, 'n altaar opgerig het. Daar waar hy was, daar het hy sy Here gedien, daar het hy sy Here aanbid. Daar het hy sy naam aangeroep. En hierdeur, hoor mooi, is God verheerlik in 'n wêreld wat hom nie geken het nie. Het Abraham sy geloof in God se beloftes en genadewerk in sy lewe voor al die mense rondom hom, ook die heidene, bely. Nou broers en susters, is dit so, ek en jy sit vanoggend hier en ons bou nie meer 'n altaar soos Abraham nie. En ons moet vir onsself vra, hoe kan ons dan ons dankbaarheid tot uiting bring en 'n altaar vir die Here bou? Dan is die antwoord in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Want die kruis op Golgotha is nou ons altaar waarby ons elke dag staan. Die altaar waarop ons weer die hoogste offer gebring is, waarop ons kommunikasielyne God toe vir ewig vir ons oopgemaak is, dat ek en jy net kan sit en kan bid en kan weet, die Here hoor my. Daar waar Jesus Christus vir ons versoening gedoen het, die kruis op Golgotha. Dis waar ons altaar vandag staan. En so as ons vir onsself wil vra, wat is die offer wat ek moet bring? Wat is die altaar wat ek vir die Here moet bou? Hoe kan ek my geloof tot uiting bring soos Abraham syne uitgedruk het toe hy daardie klipaltare gebou het? Daar's net een antwoord, my lewe. My lewe is nou die altaar. En soos Paulus dit duidelik gesê het, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Al wat vir belang is dat geloof deur die liefde tot dade oorgaan. Dis hoekom ons ook Psalm 40 gesing het. Geen gawe of offerhande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. U het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor as hoogste dank bewys. So, baie eenvoudig my lewe, die manier hoe ek lewe, die goeders wat ek doen, die dinge wat ek sê, elke dag van my lewe, is die altaar wat ek vandag vir die Here bou. En daarom kom ons sluit af en ons vra vir onsself vanoggend elkeen, hoe lyk my lewe vandag? Is dit 'n altaar wat vir hom gebou word?
of 'n altaar vir myself? Hoe druk ek my geloof uit? Hoe reageer ek op God se genade? Sodat almal om my hom kan raak sien in my lewens. Dat almal rondom ons kan sien wie ons aanbid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons wil eintlik vandag stil bly wanneer ons nou moet bid. Want ons weet hierdie is 'n reaksie op u aksie in ons lewens. Alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, die manier hoe ons lewens, die dinge waarmee ons onsself besig hou, is alles 'n altaar wat van u genade moet getuig. Sodat die wêreld en onsself en mense rondom ons kan sien aan wie ons behoort, wie ons Here en ons God is. So hoor ons ook van Abraham, die vader van al die gelowiges, in wie al die volke van die wêreld geseën word, hoe dat hy ook tot seën was vir die mense rondom hom, daarin dat hulle kon sien hoe hy u aanbid, hoe dat hy ook 'n altaar vir u gebou het, waar hy ook al gekom het. Hoe dat hy u aangeroep het. Help ons dan om so ook elke dag te onthou van die kruis op Golgotha, te onthou wat dit vir ons beteken het, en dat ons daaruit ook ons lewens aan ons Here Jesus Christus sal toewy. Alles wat ons sê en dink en doen, sal doen tot die eer van sy naam, tot die eer van u naam. Daarom vra ons dat u Heilige Gees in elkeen van ons harte sal woon en werk, en ons sal lei sodat ons in gehoorsaamheid aan u leef. Amen. Kom ons gee nou ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid, waarna ons ook saam gaan sing uit Skrifbruiming 1:6 vers 1, 2 en 3.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings en dis nogal belangrik is. Die week wat voorlê is weer besig. Eerskomende Vrydagoggend is die klereverkoping hier by die kerk. So ons gaan weer donderdagmiddag dit gereed kry. Almal is welkom om te kom help so van 3 uur se kant af. Maar Vrydag aand is die sop en sherry aand, dis elke jaar 'n geleentheid. Ek het vir die kerkraad hier agter gesê, jy kan kom uiteet by die kerk. Dis nie 'n wegneem ete nie, dis 'n uiteet sessie. Mooi by 'n tafel met 'n tafeldoek en blommetjies en heerlike kos. Vir die wat nie sop eet nie, daar's brood en nagereg. So jy gaan nog lekker nagereg ook kry. En dit alles is R70 wat die susters dan die prys daarop. Jy sal oplê, dit is dieselfde as verlede jaar, dis minder as die jaar van tevore. En nog minder as die jaar voor dit, want dis juis om dit minder te maak, sodat ons meer mense kan wees. Dis hoekom die susters dit so doen. So, dis 'n hele volle ete hier, wat 'n mens dan saam eet en saam kuier, bring jou familie en jou vriende ook saam, eerskomende Vrydag aand, die sop en sherry aand. Dan die kameeldrif damesoggend is in Augustus, en ons moet asseblief ook hierdie week, voor Vrydag probeer om ons name deur te gee, dat ons tafelbesprekings kan kry, want elke gemeente het 'n sekere hoeveelheid tafels, en ek dink ons het 2 tafels, 3 wat ons moet volmaak. So, kom ons gee ons name so gou moontlik deur. Dit is 'n heerlike kuieroggend, ek self was nou nog nie daar nie, maar ek weet elke keer as die susters van daar af kom, is hulle begeesterd en dit was lekker, en ek sien Jacques de Priester tree hierdie jaar ook op, so dit is dan in Augustus maand, die 22ste Augustus, maar ons moet ons besprekings met kameeldrif ook finaliseer, so ons vra gee asseblief jou naam hierdie week deur. Ons sal ook op die groepe 'n herinnering stuur om jou naam deur te gee. Dan die Afri Duetfees vir 2026 is Saterdag 17 Oktober, soos ons verlede week gehoor het by die Staatsteater. Nie een van ons hoef eintlik te werk nie. Ek dink dis net aan die Riekie wat kaartjies verkoop en Cassie wat amper gaan werk daai dag. Maar dit is by die Staatsteater, en omdat dit daar is en net 1 vertoning is daar 400 kaartjies minder as in die verlede. So wat ons daarmee wil sê is, en dit gaan nou deur die FHK op die TV en oral bemark word. So ons moet so gou moontlik ons besprekings doen by Suster Riekie, sodat ons kaartjies het vir daardie dag. Dit gaan 'n bietjie 'n mooier, groter vertoning as in die verlede wees, want ons het baie tegniese hulp wat daarmee vir oom Cassie en die kunstenaars help. So ons vra asseblief, vertel vir die familie, vertel vir die vriende, dis 'n Saterdagmiddag, dis 2 uur, niemand ry in die donker nie, dis baie veilig, AfriForum is betrokke vir sekuriteit, die FHK kom selfs vir ons die werk doen wat ons altyd gedoen het met studente van Tikkies en ander plekke en akademia, so ons vra dat ons so gou moontlik ons plekke bespreek, want dit kan gebeur dat jy nie 'n plek gaan hê hierdie jaar nie. Dit is so. Ja, so dit is dan, kom ons bespreek so gou moontlik ons kaartjies vir die Afri Duetfees by Suster Riekie. Juis om te voorkom dat ons dit einde September doen en dan sê sy daar's nie meer plek nie. So kom ons doen dit dan so lank. Baie dankie, daar is vanoggend katekisasie en daar is vanoggend tee.